Goeiedag geliefdes, dit is 'n wonderlike voorreg om julle weer te kan sien. Waar jy ook al sit en waar jy ook al na die preek luister, wat 'n voorreg om so een in Christus te wees. Met hierdie opnames wat ons uitstuur, hoor ons die interessantste goed wat mense doen. Mense, hulle weet nou al, kan die dominee pause en sê ons gaan gou eers koffie maak en dan sal ons verder luister. Ons hoor dat mense enige tyd van die week die preek luister. Ek weet van 'n gesin wat dit Dinsdae doen. Ons weet ook dat mense nogal kan forward op die liedjies wat ons sing. Miskien moet jy dit nie vandag doen nie. Sing lekker saam. Behalwe as jy verskriklik haastig is. Want onthou, hierdie is 'n erediens. Ons wil graag 'n ontmoeting tussen jou en God fasiliteer. En daarom is jy so welkom by hierdie diens. En ons bid sommer dat jy 'n besonderse ervaring sal hê van die Here in ons midde. Kom ons begin in sy naam as ons saam bid. Here, ons wil aansluit by die kerk oor die eeue heen, wat op grond van 2 kort belydenisse in die woord hulle tot U gewend het. Die eerste kort belydenis, Here, lees ons in Romeine 10 waar daar staan, Jesus is die Here. Hy is die koning van hemel en aarde, van sy kosmos. Van ewigheid tot ewigheid is hy die koning. Hy is ook die koning van ons lewens. En die ander kort belydenis is, Jesus is die Christus, die Seun van die lewende God. Matteus 16. En dit is waarvoor ons hier is, Here, om U die erkenning te gee as die gesalfde, die gekruisigde, die Seun van God, die koning wie ons aanbid. U is alles vir ons. U is die middelpunt van ons lewe. U is ons verlange. En daarom, as ons so saam bid in hierdie diens begin, is dit ons smagting, Here. Kom versadig hierdie behoefte na die koning van lewe en dood. In Jesus se naam. Amen. Genade en vrede vir jou van God ons Vader in die Here Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees. Ons het die gebruik dat ons sommer lekker saam sing. Gebruik hierdie geleentheid en let bietjie op die woorde as jy lekker saam sing en ons die eer aan God drie enig bring. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste woord. Ek behoort aan die Here, met sal my nooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste woord. Die doop is die seël dat die Heilige Gees by 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, met sal my nooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste woord. Ek behoort aan die Here, met sal my nooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste woord. Nou dat ons die Here geloof het met sang en musiek, is dit nou lekker om die Here se woord nader te trek. Ons gaan lees uit Hebreërs hoofstuk 6. Nou dis sommer die agter in die Bybel, Hebreërs hoofstuk 6. Ek wil lees daarvan vers 11 af. So kry die Bybel gereed daar by jou, of hoe jy ook al vir my volg. Ons gaan lees uit Hebreërs 6.
In my gebed nou met die opening van die woord voor ons, gaan ek 'n vers aanhaal uit Hebreërs 4 oor die wonder van God se woord wat nou tot elkeen van ons wil praat. Kom ons word stil. Here, as ons nou saam bid, dan gaan dit vir ons oor die Heilige Gees wat die woord vir ons oopbreek. En hierdie kosbare woord van U in Hebreërs 4 vers 12 sê, is lewend en kragtig, dis skerper as enige swaard met 2 snykante, en dit dring deur selfs tot in die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. En dit is waarmee U woord vir ons wil help. Wil vir ons help om die lewe in die oë te kan kyk en hoe om te leef en hoe om te vertrou en vas te hou. En daarom seën ons as ons nou uit U woord uit gaan lees en ook die prediking, Here, seën dit tot eer van U naam. Amen. Uit Hebreërs 6 vers 11 lees ek die volgende. Dit is ons vurige wens dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal lê, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hy self gehad by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig en gesê, ek sal jou beslis ryklik seën en jou 'n baie groot nageslag gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Mense lê 'n eed af by iemand groter as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak. En dit sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Die 2 onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen en is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en 'n onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons voorloper, terwille van ons ingegaan en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Ek wil vers 19 herhaal. Hierdie hoop wat ons besit. Ons besit dit as 'n veilige en 'n onbeweeglike lewensanker. Tot sover ons skriflesing. Geliefdes, ek wil by hierdie tema hoop ons lewensanker vandag stil staan, want dis die afsluiting van ons reeks oor hoop. En op 'n manier moet ek vir myself ook vasgemaak het, wat is dit wat hoop vir my werklik beteken? Ons is 100 dae in vlak 3 inperkinge in Suid-Afrika met die pandemie. En in 100 dae het ons gesien hoe die onsekerheid en die veranderinge en alles wat ons beleef het by ons eintlik angs en vrees en vrae laat ontstaan het. Angs laat jou vra van wanneer stop hierdie nou? Gaan ek siek word? Hoe gaan dit wees met my werksomstandighede? Dit is alles vrae wat vir ons slapelose nagte gee en die onsekerheid by ons aanwakker. Dis in sulke tye wat ons hoop nodig het en daarom het ons hierdie 4 preke vir jou gebring rondom die tema van hoop. Want ons glo as gelowiges dat hoop vir ons die antwoord is in 'n tyd van verandering, onsekerheid en in angs.
En ek het vir myself gesê, hoe sal ek hoop verstaan as ek dit met jou moet deel vandag? Hoe het die hoop in my eie lewe grond gevat? En hoe deel ek dit met jou, dat dit ook vir jou hoop gee? En toe ek hierdie woordjie sien, lewensanker, toe kom daar 'n hele beeld na vore van my van 'n see-situasie. 'n Prentjie van die see, wat eintlik al hierdie verskillende elemente wat ek uit Hebreërs 6 met jou wil deel, so pragtig teken. En jy moet saam met my bietjie jou inleef in hierdie metafoor van 'n seetoneel. 'n Seetoneel by die see van Galilea. Sodat jy saam met my die ware en die diepe betekenis van hoop vandag saam met jou kan neem. En dis waarvoor ek sal bid, dat die Here vir jou hierdie hoop so sal oopbreek vandag, uit hierdie pragtige brief, Hebreërs en Hebreërs 6 spesifiek. En ek doen dit op grond van Hebreërs, want ek kon hordes gedeeltes vir jou gelees het, né? Ek kon vir jou uit 1 Petrus 3 gelees het, 1 Korintiërs 13, ek kon vir jou weer uit Romeine vele hoofstukke van hoop met jou gedeel het. Maar ek het hierdie gedeelte gekies, omdat die persone vir wie hier geskryf word, ons weet eintlik nie presies wie was dit nie, was dit Joodse Christene daar in Italië rond, maak nie saak nie, ons weet eintlik ook nie eers wie die skrywer is nie. Al wat ons weet is, hier word die eerste preek in die Bybel geskryf. Hebreërs is 'n preek, wat geskryf word vir mense, wat in veranderende, krisis, moeilike, swaar tye, daartoe beweeg het om hulle geloof eintlik te versaak. Om eintlik vrae te vra, maar ek sien nie God se beloftes nie. My twyfel het meer geword as my vertroue en my hoop en my geloof. Ek is besig om van hierdie God af weg te stap. En vir hulle word 'n brief geskryf, 'n kragtige brief, so jy sal jouself 'n guns doen, as jy op 'n dag sommer sal begin en die hele Hebreër brief as 'n preek sal lees. En vir hulle word in elke hoofstuk die een na die ander prentjie ingekleur rondom die sentrale tema van hoop. En daarom as ek by jou begin, met hierdie prentjie van my van die see, dis my eerste punt, dan moet jy in jou geloofsoog die see van Galilea sien. En ek het vir jou so 2-3 foto's, wat jy rustig nou na kan kyk, soos wat ek daaroor praat. Want die eerste foto gee vir jou daardie kalmte, groote see van Galilea. Dit word 'n see van Galilea genoem, maar eintlik is dit 'n groot meer, met vars water en heerlike vis, en pragtige oewers. En as jy daai prentjie kry, hier's 'n prentjie van Kapernaum af, en dit is waar Jesus mos nou baie gewerk en gewoon het tydens sy bediening. Dan sien jy ook die see van Galilea in die agtergrond. Maar jy sien ook 'n ander prentjie, daar van die saligsprekinge, toe Jesus die saligsprekinge in Matteus 5-7 uitgespreek het, teen daardie heuwel sien jy ook die pragtige see van Galilea. En as jy die derde foto bietjie mooi nader kyk, dan sien jy, dis Mensa Christi, dis waar Jesus na sy opstanding die vis gebak het en voorberei daar op die strand, toe die disippels vis gevang het en gewonder het, wie is daar op die strand? Kan dit hy wees? Kan dit Jesus wees? En daar sit ek en ek kyk so uit oor daardie pragtige mooi see van Galilea. Want jy sien, die see word vir my die simbool van die lewe, die see van Galilea. Die kalmte en die rustigheid en die stilte van daardie see is so aanloklik. Dit nooi jou uit. Jy wil amper net ingaan, jy wil dit geniet, jy wil eintlik op dit vaar. So is die lewe ook, is dit nie? Ek en jy beleef sulke dae. Ons beleef sulke maande, partykeer in ons lewe sulke jare, waar alles rustig en mooi en uitnodigend en geniet is. Ag, jy kan net voluit lewe, jy kan die vreugde van die lewe kan jy net geniet. Dis daar vir jou as 'n geskenk van God gegee. Maar daar is ook tye wat hierdie rustige mooi see van Galilea ontaard in 'n storm. En as daardie winde van die Hermongebergte afkom en daardie lugstrome kom en neem daardie see beet as ware, dan lees jy in verskeie plekke in die evangelies hoe daardie see 'n onstuimige plek word wat lewens bedreig en waar bote gesink het.
is dit nie vir jou tekenend van die lewe nie. Ons ken ook daardie dae, daardie maande, daardie jare wanneer dit bitter swaar gegaan het. Wanneer die storms van die lewe gedreig het om ons lewens te vernietig. Dis die lewe. Dit is hoe die lewe is. Dit is nie net een rustige, uitnodigende, kalm see nie. Daar is ook storms. En ek en jy het dit nou intens beleef die afgelope 100 dae. Ons het nooit geweet, dit is wat op ons wag nie. Die wêreld het dit nie geweet nie. En in hierdie storm het ons baie goed leer ken. Ons het onsself leer ken, ons het God amper as ware weer leer ken. Ons het ons families en ons gesin en ons mense naby ons in 'n inperkingstyd opnuut leer ken. Hierdie storm het ook vrug gelewer, maar is nooit lekker nie. Niemand sien uit na 'n storm nie. Niemand wil dit heeltyd beleef nie en daarom vra ons, wanneer stop dit? Gaan dit nog erger word? Hoe lank gaan dit nog wees? En daarom, geliefdes, dink bietjie na en ek wil dit vir jou vra. Jy gaan in jou joernaal ons nou lekker skryf. Nou dalk kan jy daai prentjie begin teken van die lewe wat soos 'n see is. Met sy kalmte en met sy storms. Gaan teken dit 'n bietjie, maar gaan skryf dan ook daar, wat het jy geleer in hierdie afgelope 100 dae? Wat was vir jou goed, wat was sleg, wat was bedreigend, wat was vir jou uitnodigend? Dan kan jy ook terugdink in die dae toe daar storms in jou lewe was, hoe het jy dit anders hanteer? Soos wat jy dit dalk nou hanteer het. Hoe het jy nou op hierdie COVID-19 gereageer? Want hier is ook lewenslesse, kosbare lewenslesse wat ek en jy hieruit leer. En dit gaan ons help as ons kom by die hart van hoop, want dit is my tweede puntjie. Die see van Galilea was uitnodigend vir die vissers in Jesus se tyd, om te sê, hier is kos, dis julle lewe, kom vang vis, kom geniet die vars water, tot vandag te voorsien dit die hele Israel van vars water, die see van Galilea. Kom geniet, kom gebruik wat God as 'n geskenk gegee het. En dit het hulle gedoen. Die disippels was vissers, hulle het uitgegaan, hulle het hulle quota vis gevang. En daardie pragtige ou bootjies van hulle van daardie tyd. Hier sal jy 'n foto of 2 nou sien, waar ek met 'n groep lidmate op die see van Galilea is, dis so 3 jaar terug. En jy sal sien, hierdie is lekker groot bote, want hier kan sommer 'n hordes 50-60 mense op hierdie boot gaan. Maar kry 'n gevoel van, hier is ons in 'n boot, en ons is op hierdie rustige, mooi dag wat ons beleef het, op die see van Galilea. Maar dit is nie die prentjie nie, hier is nie ook 'n ander foto van iemand wat gereed is om vis te vang. Hier word gedemonstreer hoe het hulle vis gevang met daardie nette wat hulle so op 'n spesifieke manier uit die bootjie uitgegooi het, en dan hordes visse kon inbring, wat nou gebruik sal word vir kos of wat verkoop word. Maar die volgende foto wat jy sien is 'n tipiese bootjie wat in 1986 daar herwin is. Dis die laagste wat die see van Galilea nog ooit was in 1986 met droogte. En skielik sien hulle hierdie verskriklike mooi bootjie wat behoue gebly het oor 2000 jaar. En die argeoloë het daai bootjie gered en hier sien jy die min of meer die tipiese bootjie van die disippels in Jesus se tyd, waarmee hulle sou vis gevang het. Sien jy hoe klein is dit? Sien jy hoe broos lyk dit? Met daardie bootjies was hulle op die see uit. So die boot word vir my die simbool van ons lewens. Dit word die simbool van my en jou lewe. Almal wat op aarde lewe, sien die see as die lewe en sien die boot as hulle lewensbootjie op hierdie see. Met daardie simbool wil ek vir jou eintlik beskryf, wat is dit vir die gelowige? Vir die gelowige is daardie bootjie, dit is hoop. Want dit lees ek in Hebreërs 6, dat God met 'n eed by homself beloof het. Die almagtige God lê 'n belofte af met 'n eed by homself. Jy het mooi gelees daar. Gewoonlik het jy 'n eed afgelê by iemand hoër en belangriker as jy, sodat die belofte wat jy afgelê het waar en seker is. Maar daar is nie iemand groter en belangriker as God nie. So God lê hierdie belofte en verskeie beloftes, lê hy met 'n eed by homself af, dat dit 'n waarborg is,
dat dit waar en seker is. En dit is die definisie van hoop. Almagtige God wat sy beloftes waarborg en vir ons gee. Reg deur die Bybel kom jy vinnig agter dat God se beloftes is 'n sentrale tema. En dis die hart van hoop, is God se beloftes. Sy beloftes, en hier word beskryf wat was daar die eerste groot belofte van God en sy mense en sy nageslag tot in ewigheid. En dit is vir Abraham, die vader van alle gelowiges. Ek wil vir julle goed wees. Ek wil julle seën. En ek wil 'n groot nageslag vir jou moontlik maak. Mense wat naby my sal leef, wat in gehoorsaamheid my sal vertrou, wat hulle hoop op my sal sit. En dan sien jy die bootjie is eintlik God se hande, waarmee hy jou in hierdie lewe instuur, waarin jy veilig is binne God se beloftes, die waarborg wat hy gee, dat ek wil vir jou goed wees, en ek wil verseker, dat jy aan my gehoorsaam is, en by my bly, en nie afdwaal nie. So, hoe beteken, dat ek God op sy woord, en sy beloftes kan neem. En dit sal eintlik wonderlik wees, as julle as gesin, en julle weer in julle joernale kan skryf aan al die beloftes waarin jy kan dink, of wat jy al raak gelees het. En hoe daardie beloftes in die Nuwe Testament net meer intens word, wanneer Jesus selfs die belofte maak, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. Ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Julle is my kinders en ek het julle net verskriklik lief. Jy kan daai beloftes neerskryf, daar's hordes van hulle. En daardie beloftes van God het oor eeue in gelowiges se lewens waar geword. Daarom het die gedeelte sommer begin. My vurige wens is dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal hê, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Hoor jy dit? God het oor eeue heen beloftes en mense aan hom in 'n verhouding vasgebind. En dis waarom mense vasgehou het, of dit goed gegaan het of sleg gegaan het. Mense het aan God se beloftes vasgehou, want hierdie beloftes is vas en seker. Wêreldse hoop, die woord wat ek en jy so maklik gebruik, ek hoop dit reën. Daar is geen sekerheid daar nie. Dis dalk net gevolgtrekkings wat ek maak, of afleidings wat ek maak, of moontlikhede waarop ek bou. Daar is geen sekerheid in 'n wêreldse hoop nie. So hoor mooi weer my metafoor van die see in 'n boot. Ongelowiges sit ook in die boot van die lewe. Hulle besef dit net nie. Hulle sit ook in God se hande, want God het mos nou almal geskep, en God wil graag dat almal gered word, dat almal hoop sal behou tot op die einde, dat hulle sal volhard te midde van swaar kry en krisisse en moeilike tye soos hierdie. Hulle weet dit net nie. Maar hulle is ook in daai lewensboot, is hulle op pad. Die gelowige, ek en jy wat dit vir mekaar sê as disippels van Jesus, ons wil daarom die gewoonte bly vestig om te sê, Here, ek wil die woord lees, ons is mos nou daarmee besig. Jy het al gesien, terwyl jy so deur die Ou Testament en Nuwe Testament en Psalms hoor en roep God se beloftes na jou toe. Ons lees dit. En daarom wil ons as gewoonte met Lectio Divina in God se woord heeltyd besig bly. Ek wil God se beloftes my eie maak en dit vir my vat as ware. Maar ek is by die derde punt van hierdie metafoor, nie net 'n see nie, nie net 'n boot nie, maar dan die anker. Onthou jy vers 19? Dis 'n onbeweeglike lewensanker. Hierdie hoop wat God vir ons gegee het. En dis die hoogtepunt van die hoop van God se beloftes, en dit is Jesus Christus. Want jy het twee ander woorde gelees. Agter die voorhangsel en Melchisedek. Kom ek sê ietsie daaroor. Want in die voorhangsel, agter die voorhangsel was die allerheiligste in die tempel. Nou in die allerheiligste het die hoëpriester een keer 'n jaar namens die totale volk gaan versoening doen voor God vir die volk. Het as 'n middelaar opgetree tussen God en die mense.
'n soenoffer gebring, die groot versoendag. En nou word Christus hierso geteken as die een wat agter die voorhangsel daar die hoë priester geword het, volgens die orde van Melchisedek. Wie was Melchisedek? Jy sal dit lees in Genesis 14. Dit was 'n baie besonderse persoon. Ons weet eintlik te min van hom, maar hier's 'n baie besonderse persoon wat die koning was van Salem, staan daar, maar dis die later Jerusalem. En hy was ook 'n priester. Nou dit kry jy selde, né? 'n koning en 'n priester in een persoon, Melchisedek. As koning het hy geregverdig geregeer volgens God se wil. Dit beteken sy naam ook. Koning van regverdigheid. En Salem beteken vrede. So hy was 'n koning van geregtigheid en hy was 'n priester van vrede. Hy was 'n koning en priester wat reg en geregtigheid en in vrede geregeer het. Nou so 'n koning en priester is Jesus. En hy's dit by verre. Hy's nog hoër as Melchisedek. Hy is die uitverkorene van God. Dis God self wat agter die voorhangsel vir my en vir jou sy lewe as offer gebring het. En daai versoening tussen ons en God bewerk het. En daarom het hy die afstand tussen ons en God so klein gemaak, daar kan net die woordjie geloof nog inkom. En daarom wil ek die anker, vergelyk met Jesus. Jesus is vir my daardie onbeweeglike, vaste lewensanker in my bootjie, op hierdie see van die lewe. En daarom lyk daai anker vir my al meer soos 'n kruis. Want agter die voorhangsel wat toe geskeur het met sy kruisiging en opstanding, beteken dat ons het nou vrye toegang in Christus na God toe. En nou hoor ons amper hardop hoe die Gees vir ons die beloftes van God uitskree. En ons kan dit vat. Hoe vat ons dit? Is daardie tou wat vas is aan daardie anker, is vir my amper die geloof. Hoe ek vashou aan daardie anker. En wanneer dit nodig is, sou ek die anker kon uitgooi. Want daardie anker het 'n groot rol gespeel in tyd van skepe. Tot vandag toe. Dit bind vas, dit hou vas, dit verhoed dat jy nie wegdryf nie. Dit speel 'n verskriklike belangrike rol. Die rol vir die gelowige is dit Christus. So God het nie net met die Almagtige met 'n eed beloof nie. Hy het ook Christus vir jou gegee as die hoëpriester by hom. En dit is waaraan jy vashou. Dis die hoogste, belangrikste, heerlikste belofte van God. So wat is vir jou uitstaande? Die belofte van die wederkoms. Al die ander beloftes van God is verval. So ek wil afsluit. Ek en jy is hoopdraers. Ek en jy is mense wat ons wit vlag gehys het en gesê het, Here, ek gee oor. Met my hele totale wese gee ek oor aan U. En ek wil hê dat, en ek bid, Here, dat U asseblief my lewe sal vorm. En ek al meer die karakter van Jesus sal aantrek. Die beloftes van God sal opdrink en daaraan sal vashou, want dit is vas en seker. Niks anders in hierdie lewe kan vir my hierdie vrede en hierdie sekerheid bring as U self nie. Nie my suksesse en my besittings en wat die wêreld my kan bied, kan vir my die sekerheid gee wat daar in Christus agter die voorhangsel vas is, soos 'n lewensanker nie. Want ons is in ons bootjies, Here, besig om te dobber en te sukkel en te wonder en vrae te vra. Ons is beangs, Here. Ons neem ons toevlug in hierdie pandemietyd opnuut na U toe. Dit is wat hoop beteken. Vat God op sy woord. Vat God op sy beloftes. Hou vas aan Christus die lewensanker, want onthou die ongelowige het nie daai anker nie. Hy sit net in sy bootjie. As daai storms kom, dan voel dit of hy wil uitklim. Hy het nie die anker nie, hy het nie die tou nie. Daar is nie geloof nie. Maar wat is mooi? Ek kan in my geestesoë sien as daai storm kom, en daai disippels is in hulle verskillende bootjies op daardie see, dat hulle mekaar amper se bootjies gryp en aan mekaar vashou. En sê, hoe kan ek jou help? Ek wil nie sien dat jy verdrink nie, ek wil nie sien dat jy vergaan in hierdie verskriklike storm nie. Ek sien hoe hulle mekaar help en met 'n spoed na mekaar toe vaar as ware.
Dis wat ek en jy is. Ek en jy is hoopdraers. Met daardie liefde waarin ons uitreik na ander, is ons besig om vir hulle te wys waar lê die hoop en die sekerheid en die vastigheid. En ons hou aan mekaar vas. En sonder dat jy dit agterkom, het ek eintlik vir jou die 3 pilare van die Christelike geloof van 1 Korintiërs 13 verkondig. Geloof, hoop en liefde. En daarmee wil ek jou inspireer en ek wil vir jou aanmoedig en vir jou vra, wil jy gaan dink oor wat hoop vir jou beteken? Gaan skryf neer wat jou definisie daarvan is. Gaan kyk hoe hierdie hoop in jou lewe funksioneer. Wat het jy kort? Wat het jy nodig as 'n gewoonte om hierdie hoop in jou lewendig en vurig te hou, sodat jy sal volhard tot die einde toe? Sal volhard deur hierdie moeilike tyd. Hieraan sal ook 'n einde kom. En jy moet vashou aan die lewende hoop, wie God in Christus deur sy Gees vir ons bewerk het. So geliefdes, as ek 'n dringende oproep na jou kant toe kan gooi, en eintlik doen ek dit nie, Hebreërs doen dit, Hebreërs 6 doen dit. Jy is in jou dobberbootjie op die lewenssee, en die storm slaan rondom jou, jy sit met die lewende Christus as die lewensanker in jou boot, met die tou van geloof. Wil jy nie asseblief met die tyd tot jou beskikking, jy het nou tyd, jy het dalk meer tyd as wat jy ooit gedink het, om moeite te maak met God se woord, in stilte en afsondering, te gaan dink oor jou hoop, die diepte daarvan, die vashou aan God in hierdie tyd, want ons sal ook deur hierdie tyd kom. Maar is 'n dringende oproep, maak moeite met stilte, afsondering, refleksie oor die lewe. Bly vashou aan die lewende hoop, wat Christus vir ons is, deur God se genade en sy Gees wat hy vir ons gee. Mag dit vir jou so wees. Dankie dat ek nou in hierdie oomblikke vir jou kan bid. Jy sit dalk juis vanoggend in 'n situasie van hopeloosheid. Jy het eintlik lankal moed opgegee. Jy is eintlik soos een van hierdie persone van Hebreërs wat wegstap van God. Ek sien nie God se beloftes nie. Ek kan God nie meer vertrou nie. Dan is hierdie gebed spesifiek ook vir jou. Ons hemelse Vader, as ons nou saam bid, dan weet jy, ons doen dit omdat ons so maklik moedeloos en hopeloos raak. As die storms van die lewe rondom ons slaan en dreig om ons lewensbootjies om te dop en te vernietig, Here, dan gryp ons na enigiets wat vir ons oënskynlik na hoop lyk, maar hoop vind ons in die drie-enige God, wat met sy beloftes getrou bly aan mense in lewe en in sterwe. Nou verstaan ons opnuut weer die wonderlike woorde van die katekismus se vraag 1, wat is jou grootste troos in lewe en in sterwe? En dit is dat ek aan Jesus behoort, in hierdie lewe en in die lewe hierna. Aan hom behoort ek. Hy is my hoop, my lewende hoop, my lewensanker. En dankie Vader, Seun en Heilige Gees, dat hy dit vir ons kom sê het, gekom demonstreer het, op soveel maniere. En dankie dat ons aan hom kan vashou, Here. En daarom is 1 Petrus 3 vir ons so 'n belangrike vers. Dis so 'n vers waaraan ons vashou. En daar staan, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis op die hoop wat in julle lewe. So hier is ook 'n getuienistyd, Here, waar ons vir mense wys wat dit beteken om aan God vas te hou in onseker tye. Wat dit beteken om aan mekaar vas te hou in liefde en mekaar te help om die hoop te versprei. Ons is hoopdraers. Help ons asseblief daarmee. Maar hier sit mense in hierdie erediens, Here, wat met moedeloosheid en met angs en met vrees oorlaai is. Dit leef in hulle harte. Slapelose nagte van bekommernis. Ek wil so graag vir elkeen van hulle bid, Here. Ons was eintlik almal op 'n stadium daar tydens hierdie pandemie. Vir party het dit erger geword en hulle lewe so oorheers, Here, dat hulle nie kans sien vir môre nie. Ek wil nou bid, asseblief, o Heilige Gees, kom beantwoord die behoefte
En kom bevredig daardie soeke na die ware hoop in hierdie tyd, in elkeen se lewe. Kom dryf asseblief die vrees en die angs en die onsekerheid uit ons harte uit, want Here, dit vernietig ons. Dit bring ons in 'n toestand van depressie en hopeloosheid. En daar wil ek vra, gee vir ons asseblief weer nuwe hoop. Mag ons praat oor die hoop wat in ons begin lewe het. Dalk vir die eerste keer. Dalk het ons 'n getuienis van wat het met ons gebeur in hierdie tyd. Mag ons dit met mekaar deel met opgewondenheid en met vurigheid. En mag ons asseblief, Here, bly volhard. Ons het mekaar so nodig. Ons het U bovenal so nodig en daarom is dit ons gebed. Seën ons elkeen asseblief, Here, in ons eie worsteling en ons eie twyfel. Kom dit tegemoet. Daarom is dit lekker om net te weet dat U is by ons. U hande hou ons veilig. U hande sal ons neem waar ons moet wees. U is besig om vir ons lesse te leer, dalk om nader aan U te kom, om dalk sekere dinge neer te lê. Dalk is dit tyd van heling ook in my lewe, dan vra ek, Here, laat U wil geskied, laat U koninkryk kom, laat U naam verheerlik word. Amen. Geliefdes, ons het die gebruik dat ons dan gewoonlik ons dankoffers vir die Here gee, en op die skerm verskyn alles wat jy moet doen. Dankie vir jou ondersteuning en jou liefde vir die Here en sy saak. Jy sal ook die vrae en ook die gebede, riglyne sal jy ook volg in die skyfies wat kom. Gaan dink bietjie oor van hierdie vrae. Dis die belangrike tyd wat ons gebruik so na elke preek, om net te reflekteer. Op wat het ek gehoor en waarvan het ek bewus geword? Waarmee is die Here in my lewe besig? Moenie vergeet dat ons graag vir jou wil bid, dat jy ook sal moed hou en sal hoop hê in hierdie moeilike tyd van ons almal se lewe. Nou wil ek vra, as ek die seën van die Here afbid saam met jou, dat jy saam met my asseblief sal stil word. Mag God, die bron van hoop, julle deur geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker sal word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.